Die lenttyd is 'n tyd wat ons onsself toewy en onsself voorberei vir wat kom in die Paasfees. En is 'n tyd wat ons elke dag probeer bid. En as jy so bid, wat is jou eerste woorde? Begin jy met O Here, of dalk Onse Vader wat woon in die hemele, of dalk Hemelse Vader, of dalk sê jy O God van die heelal, of dalk gebruik jy die woorde Abba Vader. Nou ek is nou 'n oupa en ek geniet dit wonderlik. En as my kleinkinders kom kuier, hou ek altyd dop, die motor kom in. En dan as hulle uit daai kar uit klim, is daar net een woord: oupa, en dan hardloop hulle om geomhels te word. En hulle sê oupa, en hulle die verhouding met my. Hoekom? Want hulle weet, by my huis geen raas, geen opvoeding, net liefde en bederf. Dis die werk van 'n oupa. En dit spreek van daai verhouding tussen my en hulle. Hoe jy bid, hoe jy God aanspreek, sê baie van jou verhouding met hom. Miskien as jy min voor hom kom, dan gaan jy sê, O Here God wat in die hemel woon. Miskien as jy 'n gebroke verhouding met hom het, gaan jy sê, O Here God almagtig. Miskien as jy 'n abstrakte verhouding met hom het, dan gaan jy dalk bid, die Here God wat die hemel en aarde geskep het. Maar Jesus leer ons hoe om met God te praat. En in Lukas 22 lees ons hoe hy bid. Kom ons lees dit. En hy het neergekniel en gebid en gesê, Vader, laat u wil geskied. Sien, die woord Vader beteken naby. Vader praat van verhouding. Vader praat van iets intiem. Dit praat van ons ken mekaar. En hierdie lent nooi God jou om in 'n verhouding met hom te tree. Die hele gedagte van die Paasfees en die voorbereiding in lent tot dit is om 'n verhouding met God te hê. Jesus het die prys betaal sodat die deur na God oop is. Daarom het Jesus gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Maar God wil jou Vader wees. Nie net 'n God in die hemel nie. Nie net die skepper van die heelal nie. Hy wil 'n vaderverhouding met jou hê. En ek wil jou nooi, hierdie lent, as jy kom en jy kom bid, begin met die woorde soos wat Jesus gedoen het. Vader, Hemelse Vader, my Vader. Kom ons bid saam. Onse Vader, dankie dat U ons liefhet en vir ons omgee. Ons wy ons lewe aan U. Amen.